Vanaand by Antioch gaan ons voort met die Daniel reeks en ons vra self die vraag, het jy al ooit probeer om jouself, mooier en beter te laat lyk? Het jy onlangs jou CV ingestuur? En ek net, daar's 'n sekere manier van praat as jy 'n CV instuur, jy is nie die heel beste. Ek het onlangs 'n artikel gelees van 'n CEO wat sê, as die mense op hulle CV's net soos die waarheid kan praat, die waarheid sal soveel beter wees. Nou die storie van Daniel vanaand gaan iets daarvan. Die een koning is in die moeilikheid en hy maak hierdie groot partytjie waar almal dronk word en bos en wild gaan. En dan is al 'n hand wat so half teen die muur begin skryf. En Daniel kom, hulle roep vir Daniel en om so iets af van te kom sê, en Daniel sê vir die koning, weet die koning, daar's al hierdie goeders wat jy probeer voorgee, daar's hierdie show wat jy probeer opsit, maar jy weet waantoe die Here jou roep. Jy het gesien wat gebeur het met die ouens voor jou. Jy weet, hulle het die verskoning gehad, maar jy weet. En ek dink dit maak die vraag vir ons oop. So, wat is daar wat jy weet dit, maar jy vermy dit, jy ignoreer dit. Ons kan nou vra, jy weet hierdie goed oor jouself. Jy weet dit. Maar jy self-dodge dit. Of, jy weet hierdie goed in die wêreld rondom jou. Jy weet hoe lyk armoede. Jy weet wat die toestand van dit en dit en dit in Suid-Afrika. Jy weet dit. Jy weet dit nie weet nie. En dis hierdie, dis 'n ongelooflike challenge. En gewoonlik is ons hierdie goed oor, dan word ons bang. Ons sê, ek voel skuldig, maar ek kan nie die hele wêreld red nie. Maar die uitnodiging van Jesus is nie om bang te word of om die hele wêreld te red nie. Die uitnodiging van Jesus is in die eerste plek om net so te weet van alles in jou lewe en net so na hom toe te gaan. Om so of Jesus sê, kom met jou liggaam, siel, gees, kom net met alles wat jy weet. Daar's amper die uitnodiging van gebed. Ek hou van die beeld van 'n tou. Jy kan sê, daar's 'n tou met al die strande en ons lewe is amper so. Want as hier kom verskillende goeders. Hier is 'n ding waar ek regtig skaam is. Hier's 'n ding waar ek regtig trots oor is. Hier is die goed van ek hoop nie mense hoor dit nie. Dis asof Jesus ons uitnooi en hy sê na my toe kom, hy sê kom in gebed, probeer alles saambring en saam sit, al pas hulle nie by mekaar nie, al voel dit ongemaklik, al is jy bang om, bring alles. As jy stil raak, as jy kom nooi my om heeltemal in jou in te beweeg, dat jy geïntegreerd kan wees. En dan eers, naas hoekom is jy bang om, want jy kan nie die wêreld verander, maar dit maak jou bang, nou wil jy niks doen nie. Wel, kom met daai vrees, kom net, daar's iets van 'n uitnodiging om geïntegreerd te kan leef, om bewus te kan leef, en iets van om heel mens te wees, en iets van die kuns van die lewe te vind.